Habakuk 1 vers 1, 'n uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Nou dit klink baie soos al die ander profetiese boeke waarna ons gekyk het. God het na 'n profeet toe gekom en hy het aan hierdie profeet sy wil bekend gemaak. Maar Habakuk is bietjie anderste. Dis nie net dat God 'n boodskap aan hom gegee het nie. Habakuk is heeltyd in 'n interaksie met God deur sy gebed. 'n Uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Want Habakuk het God genader. Habakuk het in sy gebed na die Here toe gekom. So kom ons gaan lees wat sê hy hier van vers 2 af. Die uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Dit is hoe hierdie boek oopmaak. Dit is sy eerste gebed aan God. Hoe lank moet ek wag voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor die geweld voordat u red? Nou hy praat van die omstandighede van die volk van Juda. Hoe die samelewing verander het, en as julle kan onthou die vorige profete waarna ons gekyk het, die wêreld, die gemeenskap, die samelewing was nie gesond nie. Daar was groot probleme, korrupsie, diefstal, regters, onregverdige regters, en Habakuk kom weer eens hier na God en sê, maar Here, sien wat gaan aan. Waarom laat u my, dis vers 3, waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel elende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en baklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. En dan sien ons, die Here het geantwoord. En so gaan dit deur die boek Habakuk. Hy nader God, en die beskrywing van sy gebed is 'n ondervragende gebed. Ons kry 'n gebed wat jy bid, Here, voorsien vir my, sorg vir my. Here, ek bring my familie voor u, ek bring iemand wat gebed nodig het voor u, ek tree in, intersessie, gebed. Maar hierdie is 'n ondervragende gebed. Hy nader God, en hy sê, maar Here, ek soek antwoorde. Ek soek antwoorde vir my lewe, vir my situasie. Here, ek soek antwoorde in my geloof, en ons almal was mos al by sulke punte, waar ek verstaan nie. Here, ek verstaan nie die omstandighede nie, ek verstaan nie wat gebeur het nie. Ek verstaan nie my swaar kry nie, ek verstaan nie my twyfel nie, maar Here, ek bring dit na u toe. En dis waar ons in Habakuk se lewe baie naby aan mekaar kom, want ons sit ook met daai uitdagings. Here, wat nou? Dis so mooi, dis hierdie twee gesprek tussen God en Habakuk, en dis gebou op Habakuk se verhouding met God. Ons moet dit nie lees as hierdie rebellie teenoor God nie, hierdie vuis wat Habakuk na die hemel toe uitwys en sê, maar Here, ek wil dit nie aanvaar nie. Hy kom vanuit sy verhouding met God. Hy het totale respek vir God. Ons gaan dit nou sien. Dis nie hierdie aggressie teenoor die Here nie, dis hierdie geloof soek, Here, help my. Ek sien goed wat onaanvaarbaar is in my volk. Here, hoe hanteer ek dit? Wanneer gaan u ingryp? Wanneer gaan u die verandering bring? Hoe lank nog, Here? En dan kom God en hy antwoord, en hoor hierdie antwoord van die Here, vers 5. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo nie, veral as dit nie vir julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede, woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie.
Habakuk vra, Here, kyk na die volk, kyk wat gebeur. Here, bring weer reg en geregtigheid, bring weer die fokus van u wet in ons lewens in ons gemeenskap in. En God sê maar, ek stuur iemand om die straf te bring, die Galdeërs. 'n wrede nasie, 'n wrede volk. Maar net so sy aantekening, Habakuk is omtrent geskryf 615 voor Christus en in die jaar 605 voor Christus, 10 jaar later, toe val Babylon, Juda in. Toe word daar 'n klomp mense weggevoer in ballingskap. Hulle sê dit is toe Daniël weggevoer is na Babylonië toe, onder koning Nebukadneser, 10 jaar nadat God hierdie antwoord aan Habakuk gegee het, gebeur dit. Hy sê, Here, sien wat gaan aan. Here, bring die uitkoms. Maar dink julle, Habakuk was tevrede, gemaklik met hierdie antwoord van God? Nee, want die Galdeërs is, soos ons gelees het, 'n wrede nasie. Hulle was baie wreed. Hulle was 'n baie wrede nasie. Ons gaan dit nou nie lees nie, maar as jy gaan kyk na die oordeel oor die Galdeërs in hoofstuk 2, dan sien jy wat se tipe mense hulle was, wat se tipe goed hulle gedoen het, hoe geweld vir hulle die enigste antwoord was, hoe hulle afgode aanbid het, voor afgode gebuig het. Daar is 'n verhaal dat die koning van, of die aanvoerder van die leer van die Galdeërs het gesê, maar julle God is nie sterk genoeg vir my God nie. En toe praat hy oor die lewende Here, toe praat hy oor Jahwe, toe praat hy oor ons God. Maar ons ken die geskiedenis, ons weet hoe dit uitgeloop op die einde van die dag. So God sê, Habakuk, ek hoor jou gebed. Ek sien wat gebeur in jou wêreld, wat gebeur in jou omstandigheid, wat gebeur in jou gemeenskap, en ek stuur die Galdeërs, en hy sê, nee Here, dis te veel. Dis te erg, dis te wreed, want hy weet, dit gaan ook oor hom kom. Want dis waar hy bly. Wat sal jou reaksie gewees het op die Here? Jy roep om hulp, jy sê, Here, asseblief, sien raak wat gebeur, bring uitkoms, en dan kom daar 'n spreuke van God, wat jou van jou voete afslaan, en jy sê, nee, hoe kan dit wees? Dis nie wat ek wil hoor nie, dis nie my begeerte nie. Wat het Habakuk gesê? Habakuk 2 vers 20. Dis 'n punt van verwysing. Dis hier waar ons moet agterkom, maar wat moet my reaksie wees? Wat moet my reaksie wees oor uitdagende tye wat vir my kan voorlê, oor probleme, oor vraagstukke waarvoor ek nie die antwoord het nie, goed wat buite my beheer is, hoe reageer ek? God sê vir Habakuk, ek stuur die Galdeërs. Hulle sal die volk kom uitsorteer. En Habakuk kom by hierdie vers uit. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op die aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Te midde van al die uitdagings, te midde van hierdie vrees wat voor die Galdeërs kom, hulle is op pad. Hierdie punt, te midde in die groot uitdaging wat jy nou mee sit, hierdie jaar, volgende jaar, die volgende 5 jaar, die volgende 10 jaar, wat gaan ek doen? Hierdie punt, 'n punt van verwysing vir ons lewens, die Here is in sy heilige tempel. Hy is God, hy is in beheer. Ons het dit nou nog gesing, heilig, heilig, heilig is die Heer. Hy is God, hy is die skepper, hy is die onderhouer, hy hou alles in sy hande. Hy is my Heer. So wat ook al gaan gebeur, die realiteit, my realiteit is, die Here, my Here, is in sy heilige tempel, hy is in beheer, hy regeer, my lewe is in sy hande, my toekoms is in sy hande.
Kan ons dit vanmôre sê? Kan ons vanmôre sê, maar hierdie is ons punt van verwysing in ons lewens, in ons belewennisse, in ons uitdagings, in ons vrese, in dit waaroor ons geen beheer het nie. Die Here is in sy heilige tempel en hy regeer. Ons lewe in 'n moderne wêreld, ons uitdagings is anders as Habakuk se. As jy gaan lees wat Habakuk gesê het van die Galdeërs, hulle bring nette en hulle vang die mense in nette. Hulle het hoeke waarmee hulle die mense vang. Dit is 'n verskriklike beskrywing van hoe hulle optree. Maar dan kom hy, dan sê hy, maar die Here is in sy heilige tempel. Kan jy vandag dieselfde uitspraak maak? Die jaar wat voorlê, die volgende seisoen wat voorlê, die volgende 5 jaar wat voorlê, die volgende 10 jaar wat voorlê, kan jy hier dieselfde uitspraak maak, die Here is in sy tempel, almal op die aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees, want hy is 'n heilige God. Habakuk 3, hierdie verandering in die boek Habakuk, hierdie eerste 2 hoofstukke, sy vraag en sy antwoord, sy vraag, God se antwoord, sy reaksie, God se antwoord, en dan kom ons by hoofstuk 3 uit, en hoofstuk 3 vers 1, 'n gebed van die profeet Habakuk, op die wysie van 'n klaaglied. Skielik, na hierdie verskriklike, hierdie pyn wat Habakuk voor God gebring het oor sy samelewing, en dan hy skok van wat God sê, en sy reaksie, en dan hy punt van verwysing, dan word die laaste hoofstuk as 'n lied geskryf. Hierdie vertaling noem dit 'n klaaglied, maar daar's 'n verwysing na dit is 'n lied wat vloei, 'n lied wat opbou, 'n lied wat jou sterk maak. En dit is wat as ons Habakuk sing, dan sing ons van vers 17 af, al sou die vrye boom nie bot nie, daar geen druiwe wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel. 'n totale verandering in Habakuk se verhouding. Sy houding teenoor die lewe, sy houding teenoor wat gebeur, sy houding teenoor God. Want hy besef iets, hy besef daai punt. Habakuk 2 vers 4. Dit is die boodskap wat God bring. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. En dit is Habakuk se troos. Wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Wie in regverdigheid lewe, God sal na jou kyk. 'n belofte van God. Nie 'n leë belofte nie. Hy spreek jou aan, hy sê, as jy in geregtigheid lewe, dan sal ek na jou kyk. En dis hoekom Habakuk met hierdie lied kan eindig. Dis hoekom hy opgewonde kan raak oor God, nie oor dit wat gaan gebeur nie, maar oor God. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Maak nie saak die uitdaging nie, my God bly my God, en ek vertrou hom, hy is my Here. Want Habakuk sê in hoofstuk 3 vers 2, Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Hoor nou hierdie gebed, doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u self in u toorn. Hy sê, Here, ek ken die geskiedenis van Israel. Ek ken die geskiedenis van hoe hulle uit Egipteland uitgetrek het, hoe hulle deur die woestyn getrek het. Toe hulle in gevaar was, het hy die see oopgemaak. Toe hulle deur die Jordaan moes kom, het hy die Jordaan laat ophou vloei, sodat hulle kon deurloop. Here, u het die beloofde land aan hulle gegee. Here, ons ken u dade, ons weet wat u doen. Here, doen dit ook nou
in my tyd? Het jy al so gebid? Here, dit wat ek lees in u woord, Here, u optrede, u genade, u ontferming, doen dit ook nou in ons tyd. Here, handel u ook so nou in ons tyd, u ontferm u oor ons, dra ons, lei ons, seën ons, want Here, ons het u so nodig. En ons het, en so moet ons bid. En as ons so bid en ons het die fokus, God is 'n heilige God, dan kom ons by die punt uit, wat ons saam met Habakuk kan sing, al sal die vyeboom nie bot nie. Hy kom by 'n punt, dink nou aan die hele gesprek, hy nader tot God, want God sorteer nie die verkeerde mense uit nie. God sê, ek stuur die Galdeërs, hy sê, nee, net nie hulle nie, Here, want hulle is rof. En dan kom 'n verandering. En hy sê, maar u is my God. En omdat u my God is my vertroue in u. Uit die geskiedenis weet ek wie u is en wat u doen, en so bring ek alles voor u. Want as hy vers 17 tot 19 geskryf het, hy was nie al in daai situasie nie. Dis nie dat daar al klaar geen vyebome was wat gebot het nie, dat daar al klaar geen druiwe was nie, dat die olyfoes reeds misluk het, dat daar geen oes op die lande was nie, dat daar geen kleinvee meer was nie, dat die kampe leeg was, die beeskrale was sonder beeste, dit was nog nie. Maar hy sê, Here, as dit gaan kom, as hierdie oordeel wat u oor die volk stuur, as dit gaan gebeur, maak die saak hoe erg dit is nie, daar's niks. Daar's letterlik niks op daai plaas nie. Daar's niks. Here, al lyk dit so, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder, want Here, ek ken u. Ek weet wie is u. Here, my vertroue is in u en in u alleen. So al kom die oordeel van die Galdeërs, Here, u is my alles. Al is alles weg, Here, my God, u sal nie weg wees nie. Al het ek niks op die lande nie, al is die beeskrale leeg, al is daar niks, Here, nogtans sal u daar wees, want u is my God. En hy kom en hy sê, in God alleen is my hoop. Hy sê vir die volk Israel, in God alleen is ons hoop. As ons dit vanmôre hoor, as jy so 'n skokkende berig moet kry, die Galdeërs is op pad, en jy weet hoe wreed hulle is, en wat hulle gaan doen aan jou land. En as jy besef, as hulle deurgetrek het, is daar niks oor nie. Dis hulle wat begin het met daai scorched earth benadering, alles afgebrand. Daar was letterlik niks oor as hulle deurgetrek het nie. As dit gebeur, wat gaan jou reaksie wees? In God alleen is my hoop. Laat ons dit vir ons sê, laat ons dit nou al vir onsself sê. Ek weet nie wat volgende maand gaan gebeur nie. Maar ek weet, wat ook al volgende maand gaan gebeur, in God is my hoop. Ek weet nie wat volgende jaar gaan gebeur nie, maar ek weet, wat ook al volgende jaar gaan gebeur, in God is my hoop. En of dit nou is, as ek skool toe gaan, met uitdagings by die skool, maak nie saak, wat is die uitdaging wat ek by die skool beleef nie, in God is my hoop. In jou familie, by die werk, in God is my hoop. In 'n lewe van oorwinning, die toekoms wat voorlê, in God alleen is ons hoop. Daar is die prentjie. As jy mooi sien die prentjie in die agtergrond. Ons hoop is nie lewende God. Ons het nie vrees nie. Ons hoop
is in die lewende God. So waarop fokus ons? Ons fokus op God. En ons fokus op ons verhouding met hom. Reg in die begin het ons gesê, Habakuk het God genader vanuit sy verhouding met hom. En so nader ons hom vandag, wat ook al voor lê. In God alleen is ons hoop. Kom ons bid saam.